Hallo julle, goeiedag. Lekker om met julle te kuier hier vanuit Limpopo. Ons het die vorige naweek sommer lekker te kuier saam met die kinders en die familie. Ons oudste kleinkind word 21. So ja, dis 'n groot blessing vir ons om hier by mekaar te wees. Sommer net op 'n ligte noot. As ek geweet het kleinkinders is so oulik het ek al die eerste gehad. Ja. Dit is geen puns op die kinders hier rondom ons nie, maar ja, dis oulik. Wanneer geluk baie blessings is. Ons praat daaroor dat die skrif wat ons vir jou gee is Ester, waar haar oom Mordegai vir haar sê, you were born for a time like this. Well done. Dankie vir wie wat jy is, baie geluk. Blessings, lief vir jou, hoor. Die res van ons, welkom die wêreld daar buite. Dis lekker om saam met julle te kuier. Ons gesels oor die reeks van gesag. En dan praat ons vandag spesifiek oor die gesag van die woord, die Bybel, hierdie boek. Het jy een? Ek hoop so. Lees jy hom? Ek hoop so. Maar die Bybel se gesag, die Bybel se doel word aangeval en word bevraagteken deur klomp mense, deur klomp organisasies, deur die wêreld. En ons wil vandag graag 'n bietjie tyd spandeer rondom dit en net vir jou vra, wat is jou gevoel rondom die Bybel? Ek vertel die storie gereeld en baie, maar as jy dit nog nie gehoor het nie, hier sê weer, as jy dit gehoor het, bear with me vir 2 minutes. Ons het die voorreg gehad om in Botswana sendingwerk te doen, en daar was 'n ou in die village gewees, met die naam van Bakai. Bakai was 'n simpleton, hy was regtig 'n gestremde mens, hy was 'n verstandelik, fisies net gestremd, hy was baie beperk, en hy het ons toe nou ontdek daar, en hy het die kerk ding baie gelike, en sy naam Bakai, Ba is Batu, mense, en Kai is 'n vraagteken, waar is die mense, dis sy naam. So jy kan dink, hoe lyk hierdie arme mens, maar hy like toe nou die kerk ding baie, en hy begin sê, maar hy soek 'n Bybel. En ons gee vir hom Nuwe Testamente, en ons gee vir hom traktaatjies, maar hy loop elke keer loop hy village so, en dan kom hy terug en sê, nee, hy soek 'n Bybel. En toe het Bakai op 'n stadium so 'n wit stofjas in die hande gekry, ek weet nie van waar of nie, en so groot geel Lucky Packet sonbril, maar die een glas was weg, en Bakai se oë was so gewees, en sy tande lyk so, dit was 'n sight om hierdie ou te sien, met sy wit stofjas, met sy sonbril sonder die een glas, en as ons kerk hou, is hy heel voor, hier by my, en Ilana en die kinders op 'n stadium vir hom 'n Bybel gegee, daar met die swart harde band, en so rooi hier op die kant, en net, toe skryf hulle so, Bakai, met 'n koutjie pen, dat die mense nou nie weer sy Bybel kan steel nie. En so het ek die dag 'n diens gedoen, en hy sit hier reg voor my, en as ek my Bybel oop het by Genesis, dan het hy nou 'n spieelbeeld van my Bybel, so hy is by Openbaring. En baie keer is sy Bybel selfs onderste bo. En dan, terwyl ek lees, dan gaan hy soos van so, sy oë kap so, tjoe, en dan smile hy vir my, en die dag het ek 'n stuk wat ek wil vertaal in Tswana, en ek leun oor en ek vat sy Bybel, hy sit net hier by my, ek vat sy Bybel om te lees, maar toe ek hom vat, toe ontplof hierdie ou, bom. En ek sê, okay, geef hom sy Bybel terug, en vat nou 'n ander Bybel, en ons lees, en na die diens het ons daar die liturgie so gewerk, dat jy kan 'n persoonlike getuienis bring, of 'n gebed versoek, of daai tipe dinge. En Bakai is daar op eerste, hy kom staan hier voor, en deur 'n tolk, sê hy, en hy staan so met sy wit stofjas, so met sy Bybel, en hy sê, ek word baie kwaad as mense my Bybel vat. En ek sê, ja nee, ons het dit gesien, ons het dit beleef so pas. Hy sê, deur die tolk, because the Bible is the spoon with which God feeds me. Ek het van daai dag af
het ek daai gewaarwording, daai oortuiging in my hart. Wat gebeur wanneer jy jou Bybel oopmaak? Wat gebeur wanneer Bakkai sy Bybel oopmaak deur die inspraak van die Heilige Gees? Hy kan dalk nie lees nie, hy kan definitief nie lees nie. Maar hy verstaan nie. Dit is vir hom net 'n boek. Maar wat gebeur wanneer ek en jy die Bybel oopmaak? En ek wil graag daaroor praat vandag. So kom ons maak ons oë toe, kom ons bid en ons vertrou die Here vir regte inspraak deur die Gees vandag. Vader, in Jesus se naam, Here, dankie dat ons ook so op die elektroniese media platforms kan bymekaar kom en net U kom eer gee vir ons lewens. Dankie vir celebrations, vir kinders wat verjaar, kleinkinders wat verjaar. Dankie vir mooi dinge, Here, en bo alles, dankie vir U liefde, dankie vir U woord. Dankie dat ons nou kan stil raak en kom met 'n verwagting en 'n afwagting, kom sit en sê, Here, kom praat met ons uit U woord. Net tot eer van U naam. Ons loof U en ons eer U daarvoor. In Jesus se naam. Amen. Amen. Ek wil vra as jy vandag vir die eerste keer ingeskakel het, probeer opbly, kyk, luister 'n bietjie saam. Ons het nou al gepraat van die gesag van God die Vader, en ons het gepraat van die gesag van Jesus, die Seun van God, en dan nou vandag die woord. Ek het 'n baie interessante ding gelees van 'n professor Greidenus, 'n Amerikaanse teoloog, wat vir 30 jaar lank 'n hoogleraar was daar by 'n Bybelskool en 'n universiteit in die Nuwe Testament. En hy sê die volgende, hy sê, sonder die woord van God is ek niks. Het ek niks? Weet ek niks? Ek het altyd gevoel, wanneer die skrif nie die woord van God is nie, dan is ek verlore, en dan is my werk ook niks. Die woord van God is alles. 'n Professor na 30 jaar in die bediening, wat daai uitspraak maak. Nou, ons kan daai vergelyking trek. Bakkai, van wie ek nou net gepraat het in die Okavango Delta van Botswana, 'n simpleton, 'n mens met baie beperkte intellek, en 'n professor aan die ander kant na 30 jaar, 'n hoogleraar in die departement Nuwe Testament. Hoe amazing is dit dat die woord praat met alles en met almal. Jy sien, ons beleef kritiek op die Bybel. Die Bybel word aangeval deur mense, individue, kerke, geloofstrome, geloofsoortuigings, vreemde uitsprake, en die vraag word gevra, maar is die Bybel, hierdie boek, wel die woord van God? Hoe weet ons dit? Wat is die waarde van die Bybel? En dan die tweede vraag wat ons vandag nog 'n bietjie wil kyk is, kan ek en moet ek alles wat in die Bybel staan aanvaar as die woord van God? Alles. Ons gaan nou daaroor praat, want jy sien die kritiek, die denkpatrone wat begin verander het oor die jare. Ons het nou die dag gepraat in die reeks rondom strome in die kerk, direk na die hemelvaart, die vervolging van die Christene, en toe die woestynvaders en die kontemplasie, en toe kom die intellektuele fase waar mense begin redeneer oor die Bybel, en toe kom die reformatie, en so die strome ontstaan, soveel mense, soveel idees, soveel denkpatrone, maar wat is die oorsaak dat ek en jy vandag in die samelewing reg oor die wêreld, ongeag jou kerkgenootskap of ongeag jou regte geloofoortuiging, daar is net 'n vraag op baie mense se harte van, is die Bybel die woord van God? Kan ons alles glo? Jy sien, die eerste rede hoekom hierdie vraag begin ontstaan, is al die opgrawings wat gedoen word in die wêreld, en in die oosterse lande per se. Jy sien, in die oosterse lande is daar 'n klomp dinge van die Bybel aangeteken, wat waar was vir die Christene van die dag, maar dit was net so waar vir die ander gelowe, vir die heidene, rondom die Christene. Wat daarvoor 'n paar voorbeelde is dat byvoorbeeld die volk Israel, wat die besnydenis beoefen het, die besnydenis van die seentjies,
die hele ritueel rondom dit, maar hierdie opgrawings het getoon dat die heidense volke dit ook gedoen. Hulle het dit ook gedoen. So dit is dalk 'n kultuurding, dis dalk 'n oorvertelde storie. Is dit regtig in die Bybel? Is dit regtig die woord van die Here? Die Jode het offers gebring by hulle eredienste. En terselfdertyd het die heidense volke dieselfde offers gebring. Almal het offers gebring. Die wêreld vol, dit was nie 'n unieke volgeling van Christus, kind van God, volk van God gebruik nie. Offerandes is gebring reg rondom. Jy sien, Israel het besonderse wetgewing gehad. Ons praat van die Moseswette, ons praat van die kultuurwette soos wat ons hulle kry daar in Deuteronomium. Maar dan terselfdertyd het die Babelse koning, 'n ou met die naam van Hammurabi, het vir sy volk ook wette gegee wat baie ooreengestem het en soortgelyk was aan Moses se wette. So ons kan nou vandag vir mekaar vra, al hierdie wette, al hierdie goed wat ons lees, die stories in die Bybel, dit kan Babels wees of dit kan Bybels wees. So daar het 'n ding ingekom. 'n verdere voorbeeld is as die disippels vir Jesus vra, wat is die groot gebod, daar Markus 12:28 tot 31, dan sê Jesus, so moet julle bid, luister Israel, die Here jou God is die enigste God. Dan is dit eenvoudig so dat die Shema wat hulle daai tyd gebid het, die Jode in die Ou Testament, hierdie uitspraak van die Here ons God is die enigste God. Die moslems gebruik dit vandag nog. Hulle noem dit die Juma. Ons praat van 'n Shema, hulle praat van 'n Juma. Hulle Juma aan Allah bring vergifnis, bring eenheid en bring die seën van Allah. So weer eens, daar's verwarring in mense se harte, mense se denkpatrone, mense se oortuigings. Die Jode se Sabbat. Hulle het gesabbat, hulle het alles wat daarmee saamgaan, daar's reëls en jy moet dit en jy mag nie dit nie, jy moenie so ver loop nie en jy moenie eet nie en jy moenie loop nie, jy moenie werk nie, wat. En vandag, die moslems doen presies dieselfde. Hulle het 'n Sabbat op 'n Vrydag, ek het dit oorvertel. So, dis van die redes was hierdie opgrawings wat gekom het en gesê het, maar wie wat, dalk net, 'n vraagteken, dalk net. Ons gaan nou daaroor praat. Die verskil wat ons sien tussen die gebruike en die wette en die geloof van die Jode van die tyd in die Ou Testament en die ander gelowe, die nie-Christene, die nie-volgelinge van God, was eenvoudig die innerlike betekenis. Die ander gelowe het uit wettiese oortuiging, uit gewoontes, uit kultuur, het hulle hierdie gebruike, liturgiese goeders, offerandes, eerbied die Sabbat, wat, het hulle gedoen vanuit die wet, terwyl vir die Jode dit 'n innerlike verhouding met God was. En dis die verskil. Dis die verskil wat uitstaan. 'n tweede faktor wat die gesag van die Bybel besig is om te ondermyn, is die evolusieleer. Ek het dit oorvertel. Die evolusieleer het ontstaan na aanleiding van die natuur. Die evolusieleer, dink ons almal, is net gebaseer op die natuur. Daar was 'n laer orde van wat ook al, dis wat hulle sê, en onder andere het goed ontwikkel en het goed tot stand gekom, onder andere dan die mens, wat 'n hoër status begin bereik vanuit die evolusieleer, dis hulle oortuiging. Maar hulle het dieselfde ding gedoen met die woord van die Here en met geloof, waar hulle gesê het, al die geskrifte, al die stories oor die wêreld, al die gelowe is 'n laer orde, maar vanuit dit het daar hoër ordes ontstaan en gegroei, en dit is waar die Bybel vandaan kom, op grond van die evolusieleer. Daar is 'n faktor van verwarring. En dan natuurlik die ontwikkeling van die natuurwetenskappe oor die jare.
Ons almal weet dat die natuurwetenskappe het goed bevestig van die wêreld staan nie op 4 pilare nie, die wêreld is rond. Daar is goed soos die son staan stil en die res beweeg en so al daai natuurwetenskaplike feite, waarhede wat ontdek is en ontwikkel is, het die Bybel onder 'n groot vergrootglas geplaas, goed soos het Biliam se donkie regtig gepraat. Was Jona regtig in die walvis vir 3 dae, vir die groot vis vir 3 dae en 3 nagte? Het Lazarus regtig uit die dood uit opgestaan? En dan bo alles, het Jesus regtig uit die dood uit opgestaan? Of is dit net stories wat agterna wetenskaplik, natuurwetenskappe bewys het dat dit verkeerd is? So dis 'n paar van die uitdagings, van die vrae wat mense vra en wat veroorsaak dat ons die Bybel se gesag as God se woord begin bevraagteken. Want jy sien, as ons hierdie vrae vra, dan kry ons 'n Bybel vol stories sonder regte inhoud, sonder 'n fondasie. En dan bo dit kry ons 'n geloof sonder 'n fondasie. So sonder die Bybel is ons dood. Is dit wie ek en jy is in Christus, dan beteken dit niks. As ons die woord begin bevraagteken, dan het ons groot moeilikheid, want jy sien, behalwe vir die aanslag op die Bybel, word die gesag van die woord ook ondergrawe. Nou wat bedoel ons daarmee? Dit beteken dat mense begin met die Bybel negotiate. Mense begin met God negotiate rondom, byvoorbeeld, ek wil God dien, ek lees die Bybel, maar so amper selektief. Daai versie daar is nie van toepassing op my nie. Daai versie daar, okay, ek sal hom vat, dit klink alright, en daai ene, nee, ons gaan nie daar gaan nie. En so ons begin die gesag ondermyn, ons begin die gesag bevraagteken, en ons sê maar, wag 'n bietjie, hier is iets anderster. Ons reduseer die skrif, ons maak hom klein, ons bring hom na ons vlak toe. Met ander woorde wat ons sê is, Here, baie dankie, hier is u woord, maar u woord is vir my geskryf, daarom gaan ek hom lees vanuit my wêreldbeskouing. My bril wat ek opsit, gaan vir my die reg gee, gaan vir my die status gee, gaan vir my die autoriteit gee, om te besluit wat in hierdie woord is waar en nie waar nie. En wat is van toepassing op my en wat is nie van toepassing op my nie. So, ek en jy praat oor 'n spesifieke geloofstroom wat ontstaan het, wat hulle praat van die feitelike voorstelling van die Bybel. Met ander woorde, die storie is oulik, maar die feite, die waarheid, maybe. En daar is bepaalde kerkgelowe strome, denkpatrone rondom dit, waar ons sê, die kern, die boodskap van die Bybel, is nie God se woord nie. Die stories is oulik, maar maybe het dit nie so gebeur nie. Jy sien, volgens hierdie ouens is ons hoegenaamd nie gebind aan die letter van die woord nie, maar wel aan die dieper sin van dit wat die boodskap probeer oordra. En as ons so begin redeneer, dan is ons amper agnosties. Ons begin neig na die intellektuele, waar ons sê, maar God het my ook 'n verstand gegee, weet, ek kan daarom hierdie goed vir myself uitwerk. So, Here, dis nou baie oulik dat dit hier ingesit is. Ek sal daai skrif vat wat sê die woord is geïnspireer deur die Heilige Gees, geskryf deur verskeie mense oor 'n tydperk, in verskillende tale, oor verskillende seisoene, vanuit die tronk aan die tronk, wat, ek sal dit vat. Maar die feite, die waarheid, not now. Dis amazing, dink 'n bietjie vir jouself, het jy al ooit gesit en gesê, maar daai kan nie wees? Hoe werk dit?
Hoe werk dit? Want hierdie goed is in stryd met die natuur, met die wetenskap. Bome wat vrek oornag en môreoggend weer vrug dra. Dit klink soos Jan in die boontjie rang. Jy gooi 'n put langs die pad en môre klim jy tot in die hemel. Dis fairy tales, dis daar. En ons almal onthou, ruk terug, paar jaar terug, was daar vrae gewees rondom goed soos die historiese Christus, die maagdelike geboorte. Waar kom hierdie goed vandaan? Dit kom uit hierdie goed uit waar mense begin om intellektueel die ding te ontleed, te ontsyfer en te sê, Here, ek dink hierdie, dis baie mooi, maar ek dink nie dit hoort hier nie, want dit is nie vir my nie. Of, Here, hierdie klink net so mooi, dit behoort eintlik in die Bybel te wees. Jy weet, daar, let's negotiate. Maar ek wil vandag vir jou sê, God gaan nie sy woord verander vir jou en vir my nie. God se woord is nie onderhandelbaar nie. Ons kan aangaan met 'n ander denkerigting wat sê God kan al hierdie goed doen as jy wil. As jy oop is om dit te vat, dan is hierdie vir jou die waarheid. Wat se leuen is dit? Adam en Eva geskape na die beeld van God. Satan kom en sê, as julle van daai boom eet, gaan julle word soos God. Hulle is reeds soos God na sy beeld, maar hulle is nie God nie. Jy sien, ek en jy eien onsself daai ding toe. Ons glo die leuen van die vyand wat sê, hierdie woord is waar, as ek wil. As ek wil en sê, daai versie wat sê, jy sal die siekes hande oplê en hulle sal gesond word. As ek dit met die regte gebed en met die regte olie en met die regte gesindheid en met die regte groot genoeg geloof, die bidder en die ontvanger, en dan sal God. Maar ons reduseer die Bybel na ons gesag, na ons mag. Dink daaroor. Die woord is geskryf deur God vir jou, nie vir jou om te verander soos jy wil nie. Daar's 'n ou met die naam van Karl Barth, Duitser, jare terug, wat 'n denkpatroon gevestig het, wat sê, die Bybel is nie die woord van God nie, want God is 'n verborge God. Ons kan nie God ken nie, ons kan nie God sien nie, so hy is die onbekende, hy is nie voorspelbaar nie, selfs Jesus sê, hy weet nie wat volgende gaan gebeur nie, so hulle het 'n teologie gebou rondom dit, waar hulle sê, God kan op 'n bepaalde oomblik, as hy wil, homself aan jou openbaar deur die woord, as jy wil. So hier's weer 'n, as jy sal God, en as jy God gaan toelaat, sal hy, en dit gaan oor my, en jou, as 'n mens. En hoe hartseer is dit om te sê, dit gaan oor jou en my, as mense wat sê, maar ons is kinders van die Here. En dis 'n leuen vanuit die hel uit. Dis absolute leuen, want daar is nie so 'n ding wat sê dat God sal praat en God sal jou wys en jy sal hoor en sien wanneer jy gesink is met God. Dink 'n bietjie aan kerkgebruike, kerkgeskiedenis, kerkliturgie. Ons sing praise and worship voordat ons die woord by uitkom. Dis pragtig, ons moet. Maar baie mense kom met die uitspraak hier by die derde reeltjie, by die derde versie van 'n koortjie of 'n ding wat, glory, halleluja, hier's die Here nou. Regtig? Waar was die Here vanmôre 6:00 toe jy gestort het? Waar was die Here 10:00 gisterand toe jy gelê en bid het, gesit en bid het, gekniel en bid het, wat ook al? Waar is God môre middag as ons saam met ons kinders om hierdie tafel 'n 21ste verjaarsdag, hy's daar. So dis nie wanneer ek en jy ingestel is op God wat die woord vir ons waar word nie. Nee, die woord is waar ongeag, ten spyte van jou en van my. So ons moenie daai leuen glo nie. OK, Koos, nou wat nou? Dis nou die negatiewe. Dis nou wat die woord nie is nie. Wat is die woord dan? Ons sê dit vir mekaar hier by Jabok Bediening, dat as ons mekaar bedien en as ons moeilikheid het of uitdagings het of
dan vra jy die regte vrae vir die regte mense. Nou is dit eenvoudig so, ek en jy, ons praat vandag oor die woord, oor die Bybel, dan gaan dit ons nou sin maak om te vra, wat sê die Bybel oor homself? Nie wat sê die teoloë en wat sê die grootste gelowe in die wêreld en nee, wat sê die Bybel oor homself? Kom ons begin daar. Ons gaan kyk na Jesus se uitsprake rondom die Bybel. Ons gaan kyk na die apostels, die disippels se uitsprake rondom die Bybel. En dan gaan ons kyk na wat sê die ou kerk, die eerste kerk van die Bybel. Jesus self, julle, ons kan dit oor en oor vir mekaar sê, hoeveel keer in die woord verwys Jesus na homself as ek is die woord. Hoeveel keer in die Bybel verwys Jesus na die Ou Testament om te sê, soos wat daar geskryf is, soos wat die profete dit voorspel het, soos wat God beloof het, soos wat God dit aan julle geopenbaar het, hier is ek. So Jesus self sê, ek is die seun van God, ek is deel van God drie-eenheid, maar ek verhef nie myself bo die woord nie. Jesus sê, ek plaas myself in die woord, nie bo die woord nie. Jesus self sê, ek kom en kinderlik buig ek my knie voor die woord van die Here, voor die woord van God. Waar sien ons dit, Koos? Onthou julle daai stuk in Matteus 5 vers 18? Jesus sê, voorwaar ek sê vir julle, voordat die hemel en die aarde verbygaan, sal nie een jota of een titeltjie van die wet ooit verbygaan, totdat alles gebeur het nie. Met ander woorde, Jesus verwys na die Bybel en hy sê, dit wat daar geskryf is, sal gebeur soos daar geskryf is. It's not going to change. Wanneer Jesus in die woestyn is en die vyand hom versoek met allerlei goed van, ek gee vir jou al hierdie koninkryke en verander die brood, die klip in brood en wat, dan antwoord Jesus hom uit die woord. Nee, hy antwoord hom nie en sê, hoorie, jy moet nou net onthou, ek is God, nee, en jy moet nou nie met my triks trek, wat, nee. Jesus sê, weet wat, daar staan geskrywe. Daar staan geskrywe. Jesus se hele optrede, Jesus se hele lewe bevestig die woord, die Ou Testament, soos wat hy hom gehad het terwyl hy op aarde was. Sy prediking, oral waar hy preek, praat hy die woord. Oral waar hy siekes genees, vervul hy die woord. In sy lyding, in sy sterwing, is dit eenvoudig so, wat hy sê vir sy disippels, Lukas 18:31, kyk, ons gaan op na Jerusalem en alles wat deur die profete geskryf is, sal aan die seun van die mens vervul word. Jesus sê, die woord is die woord van my Vader. Die houding van die apostels, van die disippels, soos wat Jesus dit vir hulle modelleer, kom hulle oral en sê, so staan daar geskrywe. Oral sê dit wat ek julle leer, gaan lees dit hier. Dit wat ek vir julle sê, gaan lees dit daar. Dit is die woord van die Here. Hulle modelleer vir Jesus, maar terselfdertyd sê hulle, ons staan vas op die woord, want dit is die woord van God. Jy sien, dan kom die apostels en hulle begin briewe skryf aan mekaar. En ons lees op 'n paar plekke, byvoorbeeld Paulus wat sê in 1 Korintiërs 14, hy skryf vir die gemeente in Korinte en hy sê, as iemand meen dat hy 'n profeet of 'n geestelike mens is, moet hy erken dat wat ek aan julle skrywe bevele van die Here is. So Paulus kom en hy sê, maar hierdie woord wat ek vir julle bring, dis baie oulik en dis baie lekker en dis alles, maar dit is die woord van die Here. Dis nie net sy stories nie. Die ou kerk regdeur is eenvoudig so. Ons lees dit in 2 Petrus, dis beautiful. Julle 2 Petrus 3 vanaf vers 15, ek lees die Afrikaanse Bybel vir almal. Hoor wat sê Petrus, hy skryf. Hy skryf in die tweede brief van Petrus word die briewe van Paulus op een of ander manier aangehaal en ingetrek, maar hoor wat sê hy? Hy sê, julle moet ook weet, dat as ons Here geduldig is, omdat hy mense wil red, hy het vir ons, liewe vriende, Paulus,
wysheid gegee. Petrus sê, God het vir Paulus wysheid gegee. En Paulus het hierdie dinge ook vir julle geskryf. Hy het dit ook in al sy briewe geskryf, briewe waarin hy oor hierdie dinge gepraat het. In sy briewe is daar party dinge wat 'n mens moeilik verstaan. Mense wat nog nie alles verstaan wat gelowiges moet weet nie, en mense wie nie geloof nie so sterk genoeg is nie, verstaan nie hierdie moeilike dinge nie. Hulle verstaan die ander boeke van die Bybel ook verkeerd. En omdat hulle dit doen, sal hulle verlore gaan. Met ander woorde, Petrus verwys hier nie net na homself nie. Hy verwys na Paulus, hy verwys na die ander briewe, hy verwys na die totale woord van die Here en hy sê, as jy die woord van God nie verstaan nie, gaan jy geconfused raak, gaan jy verlore gaan. So, waar bring dit ons? Ons geloofsoortuiging vandag is gebou op wat gebeur het rondom die 1600 met die reformatie, die reformatore, die ouens wat voorgeloop het, Luther en Calvin, hulle sê die woord en die woord alleen. Sola scriptura. Want jy moet onthou, in daai tyd het hulle 'n veg aangehaat of 'n verskil, kom ons noem dit so, met die Rooms-Katolieke kerk byvoorbeeld, waar die Rooms-Katolieke kerk sê, ja, die woord van die Here is reg, maar die stories van die kerk, bydraend tot dit, is die totale openbaring van God se wese. Nee, hierdie reformatore sê, die woord alleen. Sola scriptura. Die woord en die woord alleen. Nie kerkstories nie, nie ander stories nie buitegeskrifte nie, die woord van God alleen. Waar bring dit ek en jy vandag? Dit kan tog nie so moeilik wees nie, julle. As ek en jy vandag sê, ons glo in Christus, ons glo in Jesus, ons glo dat hy gesterf het vir ons glo dat hy opgestaan het uit die dood, vir jou en vir my, ons glo dat die Heilige Gees hier en nou betrokke is in hierdie gesprek, en hy sê, ek staan by die deur van jou hart en ek klop. Is dit metafories? Is dit net, wel nie heeltemal nie, Koos, jy weet, hoe werk dit? Dit werk eenvoudig so, daar waar jy nou sit en jy voel hierdie beklemming in jou hart, en jy voel hierdie dringendheid in jou gemoed, in jou wese, waar jy sê, maar, ek moet my saak met die Here regmaak. Dit is die waarheid van God hier. Net die woord. Nie kerkgeskiedenis nie, nie storieetjies nie, mense se denkpatroon, dit is die woord van die Here, wat sê, ek en jy erken Christus, en daarom erken ons die woord. Wat doen ons met die woord? Going forward. The next step forward is one step backward. Die volgende stap vorentoe is een stap terug. Wat doen ek en jy met die woord, met die Bybel, hierdie ding, hierdie boek? Wat doen ek en jy met hom? Ja, hy is beskikbaar op die internet, hy is beskikbaar op jou foon, jy kan 'n audio Bybel lees, dis amazing. Maar wat is ek en jy se verantwoordelikheid rondom die gesag van die woord van God in jou en my lewe? Die eerste ding, ons moet die Bybel lees. Dis so maklik soos dit. Daar's 'n grappie van 'n oom en tannie wat baie jare getroud is. En toe beland hulle op by die huweliksberader. En die tannie sê, ons is nou 50 jaar getroud, en jy sê nooit meer, jy is lief vir my nie. Sê die oom, wie wat, ek het jou 50 jaar terug gesê, ek is lief vir jou, en ek sê jou sê, is iets verander. Nee, ons kan nie met die woord so omgaan nie, ons kan nie met God, met ons kommunikasie so omgaan. Van jy het jou lewensvers, jy het 'n spesiale versie, dalk het jy 10, en jy bou jou lewe rondom dit, en dit is die woord van die Here vir jou. Nee, daar is van Genesis tot Openbaring, 66 boeke, waar God homself openbaar aan jou, sy liefde, sy genade, sy teenwoordigheid, sy vaderskap, sy goddelikheid. Ek en jy moet die woord van God lees. Maar dan is dit ook so, dat ek en jy nie net die Bybel lees nie. Het jy dit al probeer doen? Ons vat sulke dik storieboeke, speurverhale en wat 'n oorlogstories of wat, dan begin ons lees en jy kan nie jou oë toemaak nie, môreoggend 3-4 uur lê jy nog en dan kom jy en sê, wow, dit was goed. Jy al probeer om dit met die Bybel te doen? Jy kom nie ver nie. Hoekom? Want die woord van God word lewendig in jou hart, deur die gees van God se inspraak in jou hart. En die enigste manier hoe dit gebeur, is wanneer ek en jy kom soos Bakkai, om te sê, Here, ek gaan nou u woord lees,
in afwagting en in 'n verwagting en in afhanklikheid van die gees van die Here. Here, maak my geestelike oë en ore oop, dat ek u woord kan hoor, kan verstaan, kan sien. Lees die Bybel, bid, vertrou die Heilige Gees om hom vir jou oop te maak. Die kerkindustrie gebruik 'n groot woord wat sê, ons moet ootmoedig voor God kom. Wat beteken dit? Ootmoedig beteken nederig, beskeie, kinderlike geloof. Wanneer ek en jy hierdie Bybel vat, is dit nie 'n kwessie van, Here, kom ons negotiate 'n bietjie. Ek gaan gou hier 'n paar versies lees en dan kyk ons waar pas dit en dan onderhandel ons van nee. Ek en jy kom en ons erken God se grootheid, God se almag, die vaderskap van God, die Seun Jesus, wie en wat hy vir jou en vir my is. En ons erken die woord en ons sê, Here, ek kom met 'n kinderlike verwagting om te hoor wat u vir my wil sê vandag. En dan is daar 'n magic woord van gehoorsaamheid. Jy moet hoor en gaan doen. Jy moet hoor en gaan leef. Die woord sê, Paulus sê, vernuwe jou denke. Verander die dinge wat jy praat. Verander die manier hoe jy dit doen. Jesus sê, liefde oorwin alles. My vry vertaling van dit is dat daar is geen mens op aarde wat bestand is teen liefde nie. Jou grootste vyand. Jy moet hom lief hê en hy gaan draai. Hoe gaan hy draai? Jy gaan eers draai. Jou hart gaan verander op grond van die woord van die Here, omdat jy gehoorsaam is. En God gaan die woord vir jou oopmaak deur sy Heilige Gees. Nie omdat ek en jy nou skielik te vinde is daarvoor en ons is nou gesienk met God en dankie tog en nee. Dit gaan oor ek en jy wat submit. Ek hoor 'n mooi storieetjie, ek maak klaar met dit. Daar's 'n kookkompetisie op TV, een van hierdie programme, en 'n vrou wen die ding. Maar dis een van daai, die chefs is mos altyd op hierdie realiteitprogramme so streng. Jy weet van, maak so, hoekom doen jy dit, wat. En hy vra toe vir haar, maar jy het nou gewen, wat was jou resep? Wat het jy gedoen? Sy sê, sy het hier ingekom in hierdie kombuis, met 1 woord, 2 woorde. En alles wat hy vir haar sê, elke keer as hy verbykom, as hy so verbykom, en sy daar 'n klomp deeg of wat ook al gemeng, en hy kom lek so, dan vra hy vir haar, why did you do that? Dan sê sy, yes chef. You must add more salt and more, yes chef. Hoe jy moet die ding minder in die oond druk en gouer uithaal, yes chef, net so. En hoe meer sy sê, yes chef, hoe meer raak hierdie ou geïrriteerd met haar, en op 'n stadium sê vir haar, but don't you have a mind of your own? En sy sê, yes chef, but I'm in your kitchen. Kom ek en jy, kom in die kookboek van God se lewe. Kom in God se hart, op God se woord, en ons sê net, ja Here, hier gaan ons. Ons gaan dit hoor, ons gaan dit doen, in gehoorsaamheid en ootmoedigheid. Mag dit vir jou waar wees, dankie dat jy saam geluister het. Ons gaan luister na daai liedjie wat sê, Thy word is a lamp unto my feet. Die link is daar, 'n lamp, die woord is 'n lamp vir jou voete. Gaan luister daai liedjie, kom in 'n submission van Here, praat met my, wys my, leer my. Vrede vir jou. Ons sien mekaar volgende week terug in die saal. Mag dit vir jou 'n goeie week wees, mag dit vir jou 'n mooi week wees. Ek wil gou, voordat ek afsluit met gebed, net 'n bemarking doen van die 30ste November, Sondag die 30ste hier in Jeffreys Bay. Doen ons op die Hoofstrand by die amfitheater 'n uniformdiens. Ons nooi al die uniforms in Jeffreys Bay. Polisman, verkeersbeampte, noodhulp, lewensredders, verpleegsters, die privaat sekuriteit industrie, almal en alles wat 'n uniform dra. Ons nooi julle vir 'n diens, 9uur Sondagoggend die 30ste op die Hoofstraat. Kom in jou uniform, kom met jou gemerkte voertuig. Ons wil vir jou dankie sê vir dit wat jy doen deur die jaar, maar ons wil ook vir jou
opdra en toewy aan God se beskerming, se voorsiening in hierdie feestyd wat kom. Ons almal gaan met ons families kuier en om tafel sit wat kreun van kos, terwyl jy onder die boom moet sit met jou KFC. En ons is so lekker om te spot oor die KFC onder die boom. Ek wil jou uitdaag wat luister vandag. Kom jy, as jy in uniform is, kom. As jy iemand ken in uniform, kom. As jy iemand ken in uniform wat daai dag nie daar kan wees nie, op pad soontoe, gaan koop vir hom KFC. Hallo KFC, ek bemark KFC. Gaan koop 'n boksie KFC, ry na 'n beampte op die strand, ry na 'n beampte by die hospitaal, by die verkeersdepartement, daar wie hom kry, gee vir hom daai ding en sê vir hom, wie wat ek eer jou, ek dank jou vir jou gesindheid van ons beskerm en ons dien. Mag dit vir julle goed gaan. Dankie vir julle liefde, dankie vir julle ondersteuning, dankie vir julle gebede. Kom ons bid saam. Vader in Jesus se naam, dankie dat dit so amazing is, Here. Dat wanneer ons hierdie boek vat, Vader, en ons hom oopmaak, U regtig hierdie woorde in ons harte skryf deur U Gees. Maar Here, dis my gebed dat dit nie net in ons harte sal bly nie. Dat dit sal oorgaan tot aksie, tot dade, tot liefde, tot diensbaarheid, tot nederigheid, tot 'n absolute verootmoediging van kinderlike geloof om te sê, die Bybel is die woord van God. Ons eer U en ons dankie daarvoor in Jesus se naam. Amen en amen. Vrede vir jou. Mooi dag verder.